Die familiealtaar, Bybel lees. Ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. As ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie? Daar is 'n ander een wat van my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy van my getuig, waar is. Julle het na Johannes gestuur, en hy het vir die waarheid getuig, maar ek neem die getuienis van 'n mens nie aan nie, maar ek sê dit, dat julle gered kan word. Hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om julle vir 'n tyd in sy lig te verbly. Maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat die Vader my gegee het om te volbring, die werke selfs wat ek doen, getuig van my dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie, en julle het sy woord nie as iets blywends in julle nie, omdat julle hom, wat hy gestuur het, nie glo nie. Johannes 5 vers 30 tot 38. Boodskap lees. Nou toe Jesus op aarde was hy 'n gewone mens, en hy het homself God genoem. Hulle het gesê, wanneer u uself gelyk maak aan God, weet ons u is mal, en die woord mal daar beteken natuurlik gek. U is 'n Samaritaan, u het 'n duiwel en so meer, maar Jesus het gesê, deursoek die skrifte, want daaraan dink julle dat julle die ewige lewe het, en dit is hulle wat van my getuig. Dit is hulle wat van my getuig. Getuig beteken om 'n getuienis te lewer. Wanneer jy na 'n verhoor gaan om 'n getuienis te wees, getuig jy vir iemand. Sien, en Jesus het gesê, die skrifte is die wat van my getuig. Toe was hy God se woord wat in menslike vlees uitgedruk is. Sien julle dit? God se belofte wat vlees geword het om homself uit te druk. Dit is wat Christus was, die woord van God wat in menslike vorm uitgedruk is. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Weer het hy vir hulle gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, glo my dan nie, maar al glo julle my nie, glo die werke. Sien, dit is God wat homself deur die vlees uitdruk. Hy was God wat vlees geword het, die woord, die lewende woord. Dit is die rede waarom Christene, ek dink dit is vanaand so werklik, die regte soort lewe behoort te leef. Want sien, daar is baie mense wat nie tyd sal neem om die Bybel te lees nie, maar hulle sal jou lees. Sien, jy is 'n geskrewe brief van God. 'n Ware, egte, wedergebore Christen is die woord wat weer uitgedruk word, want jy is 'n geskrewe brief van God, gelees deur alle mense. Watter tipe persoon behoort ons te wees as ons weet dat ons lewens 'n oop, lewende Bybel is vir die ongelowige om God in ons eie lewe uit te druk? Let op. Nou sien ons hy was die woord, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Nou vind ons uit dat in Hebreërs, as jy dit neerskryf, Hebreërs 4:12, die Bybel sê dat die woord van God skerper is as 'n tweesnyende swaard, wat deurdring tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en 'n beoordelaar is van die gedagtes wat in die hart is. Die woord van God onderskei die gedagtes wat in jou hart is. Daarom weet God vanaand, omdat hy die woord is, presies wat jy selfs op hierdie oomblik dink. Behoort ons gedagtes dan nie rein, skoon en heilig te wees nie, altyd besig om die beste te dink? Ons sou Jesus wil sien, 27 Julie 1962, deur William Marion Branham.